Jakob niet bewus en so daarmee saam dankbaar, Here, dat U ons in liefde beheer het, waar ons gesing het van dit wat U alles skenk, Here, en soveel meer, die sonlig, wasdom, en reën, die lewe, en die lewe in oorvloed. Dankie, Here, dat U ook nou gee, en as kinders dat ons in vrymoedigheid dit kan vra, dat U dit in ons harte sal stil maak, dat ons sal hoor en luister en sien, ons eie sal maak en deur die Gees, Here, dit ook so sal uitleef, U woord. Daarom raak ons stil, om ons, Here, nie met menslike bravade nie, maar in kinderlike eenvoud voor U. En op 'n dag soos vandag, Here, word ons opnuut van sorg herinner. Soos 'n moeder sorg, is U vir ons moeders voorbeeld van die volmaakte Vader, Here, U wat sorg. En wat weet, en wat koester, en wat nader trek. Soos net 'n moeder kan, Here, Here, soos net U, ons volmaakte Vader, net U wat kan. Ook in hierdie oomblik, waar ons nou by U voete sit. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom met 'n redelike bekende gedeelte uit 2 Konings 4 verse 1 tot 7 in my Bybel. In die Ou Testament is dit op bladsy 396, 2 Konings 4 vers 1 tot 7, bladsy 396 van die Ou Testament, 4 verse 1 tot 7. Die opskrif daar is die weduwee se olie, of soos ons in die volksmond maar daarna verwys, is die weduwee se kruik. Ek hou vir u voor. 'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom bekla. My man is dood. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erdekannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen nou by al jou bure leë kruike en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy dit wegpak. Sy is toe van hom af weg. Sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak. Soos hulle die kruike na haar aangedra het sy hulle vol gemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Maar hy sê vir haar, daar is nie meer kruike oor nie. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en het vir hom vertel. En hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, 'n eenvoudige waarheid wat ons gereeld teekom wanneer ons die Bybelteks lees, is dat ons onsself moet herinner dat ons wêreld dramaties met tye verskil van die Bybelse leefwêreld. Dit is gewoon anders, ver weg in tyd, in afstand, ver weg ook in gebruike.
En daarom die belangrikheid met daardie ver weg, met daardie vreemdheid, dat jy jouself eers goed deurleef in hoe dit in die Bybelse teks was. Juis omdat ons konteks soveel anders as die Bybelse teks is, dit verstaan, dit goed klein kry, en dan neem jy dit na jou eie dag en tyd. Nie te vinnig, te vroeg ook parallelle te tref. En in daardie opsig is ons skriflesing so 'n voorbeeld van die dramatiese anderswees. In daardie tyd, anders as ons is die eenvoudige, daar was nie iets soos banke waarna jy kon gaan om besigheid te doen. Daar was nie na 'n makelaar wat jy kan gaan wat vir jou versekeringspolis sou kan uitskryf. Daar is nie iets soos maatskaplike diens waar mense kan gaan vir hulp nie. Dit was eenvoudig net nie daar nie. Jou familie was jou veiligheid gewees. Jou grond was jou inkomste gewees. En dan veral baie belangrik in die Bybelse tyd, soos 'n patriargale samelewing dit was jou man jou veiligheid, jou beskerming. Dit was jou status, jou man was jou status in die samelewing gewees. En daarom as jou man sou wegval, het jy baie meer as net jou man verloor. Jy kon jou inkomste verloor, jy het jou status verloor in die samelewing, jy het jou menswees daarmee saam ook verloor. Baie meer as wat ons in hierdie dag en tyd grootliks die klem op die emosionele wend. Vrou in daardie tyd, geliefdes, was uiters kwesbaar gelaat. 'n Weduwee in die ou Nabye-Ooste was uitgelewer maar aan die almoëse van ander mense. En so lees jy in die Bybelse teks, die enigste kwesbares is nie noodwendig dan nou net die weduwees, 'n vrou wat haar man later verloor, soos ons in die Bybelteks lees nie, maar ook weeskinders. Trouwens, jy lees hierdie term gewoonlik saam in die Bybelteks. Sien om, sorg na die weduwees en die weeskinders, as 'n term, as terme dan nou vir die kwesbares in die samelewing, die maklik gemarginaliseerdes, die wat ander mense baie vinnig oors nie in ag neem. Jy kon maklik vreemdeling wees. Jy kan maklik as 'n weduwee uitgebuit wees. En daarom lees ons ook, dis nie net 'n gewone versigtiging in die Bybel, ja, maar julle moet nou mooi kyk na die weduwees en die weeskinders nie. Later het dit wet geword, Joodse wet geraak, dat hulle dit moet doen. Joodse wette wat voorsiening maak, sekerlik omdat dit nie genoeg was net om vir mense te sê, kyk maar om na hulle om te sien nie, dat dit later aan in die wetboeke moes opgeskryf wees. En ons het voorbeelde daarvan in die Bybel. Byvoorbeeld as jy jou koringlande sou oes, was dit wet gewees, jy mag nie so goed oes dat daar niks oorgebly het. Daar moet so 'n bietjie van die koringare val, dat die weduwees en die weeskinders, die kwesbares, ook kon optel daarvan. Dit was wet gewees, en so was daar baie ander wette, wat juis hierdie kwesbares beskerm. Geliefdes, die agtergrond van hoe dit in daardie samelewing was, hoe uitgelewer jy sou wees as jy weduwee word. Lees ons hierdie teks. Hierdie vrou kom na die profeet Elisa toe met 'n noodkreet. En dit is fyn, dit sê ook iets van haar status, haar identiteit, soos ons in baie ander dele in die Bybel ook lees. Vrou, sy het nie 'n naam hier nie, ons weet nie wie dit is nie, sy word nie op die naam genoem. Dit gee vir haar plek in die samelewing. Alreeds met die intrapslag van hierdie teks, sy is die hoofkarakter, maar 'n naamlose hoofkarakter. Vrou, sy kom na profeet Elisa met hierdie noodkreet, Idina, my man, is dood.
En nou die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat. Verder in die Bybelse tyd as weduwee het jy nie sommer by jou man geërf nie. Trouwens, vroue het nie regtig eiendom geërf nie. Tensy jy, en ons sien dit in geskiedenis, as jy deel van die elite was, dit het wel gebeur, dan het jy 'n naam gehad. Maar die gewone vrou kon nie erf nie. Baie krities belangrik vir ons teks, sien ons, sy het nie regtig iets kon erf van haar man nie, maar sy het wel iets geërf. Nie besittings nie. Ironie daarvan, op die koop toe, is sy al reeds kwesbaar, sy erf wel iets, sy erf sy skuld. Mense nou gedink het, goed, as 'n vrou in daardie tyd niks kan erf nie, as sy nie besittings kon erf nie, moet sy ook dan nou nie die man se skuld erf nie. Daar het hulle die kortste end getrek. Sy het wel sy skuld geërf. En die skuldeiser het verwag dat sy wat vrou is, hierdie skuld moet verhef. En hoe doen sy dit? So lees ons in die Bybel die praktyk van slawerny. Die enigste bate wat sy regtig het, is haar 2 seuns. As hulle bietjie ouer was, as hierdie man bietjie later sou gesterf het, is dit 'n hele ander verhaal eintlik. Want so is seuns veral in die Bybelse tyd beskou as 'n versekeringspolis. Jy is ten minste wat dit aanbetref gedek. Hierdie vrou, weerloos soos sy is, het ten minste haar seuns, ouer seuns, hulle het 'n naam, hulle kan werk, hulle kan vir hulle ma intree. Maar in die Bybelteks word dit nie eers vir ons gesê hoe oud hulle is nie, maar ons kan aflei, hulle is minderjarige kinders. Dis die potensiaal dat hulle vir hulle ma eendag kan sorg, soos dit in die Bybelteks was, maar hulle is nog te jong. Eintlik, geliefdes, verdiep dit haar lyding, haar las. Sy is reeds kwesbaar, maar op die koop toe lees ons van die 2 seuns wat nog afhanklik van haar is. Sy moet hulle versorg. En alhoewel jy dit nie so raak lees nie, alhoewel hulle kinders van die moeder is hulle eintlik in daardie maatskaplike omstandigheid net sowel gereken as weeskinders. Hoekom? Die ma het nie 'n identiteit nie. Hulle is daarmee saam ook uitgelewer. En dan kom die skuldeiser, hy klop by haar aan en hy wil die kinders dan nou as slawe hê. Want dis al hoe hierdie skuld vereffen kan word. Goed bygesê, alhoewel dit 'n praktyk in die Bybelse tyd was, sou hierdie seuns vir 'n bepaalde tyd vir hierdie skuldeiser gewerk het, en as die skuld dan nou afbetaal het, dan kon die kinders weer terugkom na die huis toe. Slawerny was geensins onbeperk. Dit het gebeur dat kinders terugkom, maar ook nie altyd. En dit gebeur in 'n besondere kwesbare tyd in haar lewe, waar ons lees van families wat geskeur is vanweë hierdie gebruik. Moeder reeds kwesbaar. Eintlik wat die Bybelteks sê is, sy verloor nie net haar man nie. Sy loop die risiko om ook nog te verloor haar 2 kinders. Dit is die prentjie wat vir ons geskets word aan die begin van ons skriflesing, geliefdes. Haar hele lewe stort in duie. Dit getuig van totale verwoesting. Reeds man verloor, kans, ek gaan nog my kinders ook verloor. En dit is haar enigste kans wat sy seker op oorlewing ingesien het. Met die gedagte, hulle is nog minderjarig, kom ons wag 2-3 jaar, dan het hulle 'n naam en dan sal dit met ons beter gaan. Ons het nou net hierdie 2-3 jaar deur te druk. Maar die klop, die skuldeiser. En dit verander alles. Maar 2-3 jaar, nie gaan werk. En dit is in hierdie sin, geliefdes, dat sy na die profeet toe gaan, dat sy na Elisa toe gaan, met die gedagte, hierdie man van haar moes een of ander diens in die tempel gedoen het. Bedoelende, hy het sy hart vir die Here gegee, sy lewe vir die Here gegee, sy tempelwerk het hy gedoen, en nou val hy weg.
Soveel so vra hy, Elisa, wat gaan jy nou doen? Hoe gaan jy help? Want niemand anders in die samelewing help nie. Ja, daar's Joodse wette selfs wat sê, ek moet gehelp word, maar niemand doen dit nie. Dat sy maar gaan na die naaste plek waar sy dink sy gehelp gaan word, is die tempel. Merkwaardige geliefdes deel van hierdie verhaal is wat Elisa doen. Dat hy nie onmiddellike wonderwerk hier beloof nie. Sy kom al vraend na hom toe en haar antwoord, of sy antwoord aan haar liewers is, eweneens ook 'n vraag. Ek weet nie van u nie, maar baie keer as mense dit doen, dan voel jy wil 'n antwoord hê. As jy 'n vraag het, moenie my antwoord met 'n vraag nie, gee vir my rigting, gee vir my duidelikheid. So jy kan dalk nog op die koop toe beleef hierdie vrou, hoe verlore en meer sy voel. Sy vra vir rigting, vir duidelikheid, en hier kom die profeet en hy vra haar 'n vraag. Hy gee haar nie noodwendig wat sy dalk op daardie stadium dink, duidelikheid, doen dit. Hy vra haar, wat het jy in jou huis? En haar antwoord klink amper moedeloos. Die dienares het niks. En dan word sy herinner so as nagedagte, ja, daar's 'n bietjie olie. Maar ek wil dit amper nie noem nie, want dit is nie noemenswaardig groot, kan nie iets wees nie. 'n bietjie olie. Maar bygesê in die Bybelse tyd, en so kan ons aflei, is die olie waarna sy verwys olyfolie, en olyfolie het goeie waarde gehad. Ons gebruik vir kos en kos vir lig, en dan natuurlik ook vir algemene godsdienstige praktyke. So dit is iets, maar is nie genoeg nie. Dis tipies wat sy in haar gedagte sê, dis olie genoeg nog vir die ligte vir die maand. Dis olie nog genoeg vir kos vir die maand. Maar dis wat ek het, en dis nie genoeg. Maar dit is waar God begin werk. Geliefdes, en op die vreemde vraag wat die profeet haar vra, gee hy haar 'n nog groter en vreemder opdrag wat sy moet gaan doen. Onthou, is 'n klein dorpie. Die mense weet al te goed van die weduwee. Hulle weet, hulle het gepraat van die twee seuns. Wat gaan van hierdie twee seuns gebeur? Die skuldeiser is op pad. Hulle praat daaroor, maar hulle help nie hierdie vrou. Maar dan hierdie vreemder opdrag van die profeet om te sê, gaan leen kanne by jou bure. Daardie bure wat reeds gepraat het, wat reeds agter die hand geskinder het oor wat hier gebeur, wat reeds weet van hierdie groot skuld van die vrou. Dit bespiegel het hoe groot dit is. Hoeveel van die seuns, gaan dit 1 of 2 wees wat hy gaan neem? Hoe lank gaan hy hierdie seuns neem om vir hom te moet werk? Op die koop toe sê die profeet, gaan leen nog kruike. En jy sien hierdie buurvrou van jou kom by jou aan, jy ken haar skuld, en hier leen sy nog kruike. Vreemde opdrag, gaan leen nog meer. Die klaar nie sê, gaan leen nog meer. En jy gee seker 'n kruik nou maar vir haar uit jammerte met die gedagte, ek gaan daai kruik nie weer sien. Sekerlik het sy gesê wat die plan is, hier gaan olie inkom, maar jy dink, en jy weet, as sy so in die skuld is, hoe kan sy praat om enigstens hierdie kruik wat ek gaan gee vol te maak? Sy het niks, maar sy wil boeke. So in huiwerigheid gee jy nou maar die kruik en jy weet jy skryf dit af. Geliefdes, dieper kyk ons na hierdie verhaal in die sin van die opdrag wat sy uitvoer, komende van die profeet, is 'n opdrag van die Here. Sy verstaan dit nie. Sy haarself is nog meer verward noodwendig. Wat gebeur? Wat is die uiteinde? Wat is die uitkoms hier? Krities belangrik. Sy gehoorsaam. Sy doen.
ten spyte van wat sy weet die mense sê. En dit moet ons in hierdie verhaal raak sien. Wat sy ook verder doen. Sy gaan, en soos dit die opdrag, gaan maak die deur agter jou toe. Agter jou en jou seuns. Maak die deur toe. En ons weet hierdie wonderwerk gebeur agter daardie toedeure. Dis merkwaardig en vir ons tot insig geliefdes. Opdrag is nie, gaan na die paleis toe nie. Selfs nie, laat dit gebeur in die tempel hier in die allerheiligste nie. Die wonderwerk gebeur nie voor 'n groot skare nie. Die wonderwerk gebeur agter toedeure. Sy en haar 2 seuns. Hierdie arm weduwee se huis. En die olie vloei en die een houer word vol, nog houer, nog geen. En hierdie klein hoeveelheid in die erdekannetjie raak nie op nie. En die eerste aanhoorders van daardie teks in die Ou Testament, geliefdes, het hard en duidelik dit gehoor, hierdie boodskap. Dis God wat uitreik na die kwesbares, na die met die min olietjies. Die Here wat nie die weduwee vergeet. Wat nie die weeskinders oorsien. Ja, hy is nie net die God van magtiges en konings. Hy werk ook in die huise van weduwees. Die met min. En dan die hoogtepunt, geliefdes, van hierdie verhaal, wanneer hierdie houers vol is, sê Elisa vir haar, gaan verkoop die olie. Tweeërlei, betaal jou skuld aan die een kant, en wat oorbly, kan jy en jou seuns van leef. Ons moet kyk na die woordjie, oorbly. Dis nie 'n geval van, dis genoeg vir jou skuld, nou is jou skuld gedelg nie. Wat oorbly, kan jy van lewe. En jy hoor in hierdie woord met oorbly, oorvloed, lewe. Wat die Here voorsien, geliefdes, in hierdie geval hier, is nie net genoeg nie. Dis oorvloed. Dis betaal skuld en leef. En jy mag maar leef. Dis oorvloed. Tot oorlopends toe vol. Herinner so aan Psalm 23 se bekende teks, my beker loop oor. Trouwens is die 33 vertaling wat dit so beskryf. Verwysend na God se goedheid. Ek as eregas aan die tafel, God die gasheer en my beker loop oor. Nie 3/4 nie, nie vol tot op die rand nie, oorlopends toe van die keur van die Here se seëning. Sê hierdie vrou in dieselfde sin, my kruike loop oor. En dit verwys na die Here se seën. Liefdes, dit verander die manier waarop ons die verhaal van ons eie tyd aanhoor. Soos vroeër gesê, ja, is 'n groot verskil tussen ons leefwêreld hier en die leefwêreld daar, ver in spasie en tyd en omstandigheid. Maar tog is daar soveel raakpunte ook, waar ons lewe veel nie anders is as die van kwesbaarheid, waar mense verlies beleef, waar mense, en as ek praat van mense, is dit nie net daar buite nie, dit is ook hier binne, ons, 'n besondere onsekere tyd leef. Hoe gaan môre wees? Hoe gaan oormôre wees? Volgende jaar, baie bekommernisse. Daar's baie raakpunte met ons lewe en die lewe van die teks. Here, hoe gaan ons oorleef?
Here, dit wat ons het, gaan dit genoeg wees vir môre? Geliefdes, in daardie opsig spreek die Here tot elkeen van ons. In groot lewenswaarhede wat ons in hierdie teks raak lees. En die eerste lewenswaarheid begin nie by die mens, dit begin by God en wat God doen. Dis wat God raak sien. Hy sien mense raak. Hy sien gebrek raak, verlies. Hy sien vrae raak. Die Here sien raak die nood van mense. Hierdie weduwee. Waarskynlik die mees onbelangrike persoon in daardie samelewing. Arm, sonder beskerming, sonder mag, naamloos. Ons lees vandag die verhaal van hierdie vrou. Nie van die koning van daardie tyd, of die elite, die voorsitter, of wie ook al. Van die vrou, die naamloose. God werk. Tweede waarheid is dat God dikwels begin met wat ons dink klein lyk. Noemenswaardig, nie groot. Die weduwee sê, ek het niks. O ja, behalwe 'n bietjie olie. Is dit genoeg? Maar daardie olie, daardie nagedagte van haar, dit raak die ding waarmee die Here werk. En dit is baie anders, geliefdes, in die manier hoe ons dink. Ons wil met groot goed werk. Ons soek groot vermoëns, ons moet groot dinge doen. Baie hulpbronne, groot sekerheid. Want ons wil die groot nog groter maak. Die Here werk weer kere met die klein, die eenvoudige en die onsekere, en hy doen groot dinge daaruit. Klein daad van gehoorsaam, klein stap van geloof. Dis 'n klein begin. God se hand word dit genoeg. Sodat die teks ook vir ons wil vra, nie net vir hierdie vrou nie, maar ook vir jou. Wat het jy in jou huis? Met al jou bekommernis, selfs soos hierdie weduwee leehuis, daar is nie baie nie. Of ons geestelike goedere. Hierdie teks gaan nie net oor die fisiese, allermins sou ek sê. Vermoëns, wat ook al. Wat het jy in jou huis? Wat het jy tot jou beskikking? Wat is daardie ding in jou lewe? En dis 'n baie moeilike vraag. Wat het jy in jou lewe wat jy miskyk, maar wat jy eintlik moet raak sien? Wat is daardie ding wat jy oorsien, maar jy moet dit raak sien? So moet ons stil word voor die Here om selfondersoek te vra, Here, wat is reg voor my? Maar ek kyk dit mis. En nie wys dit, nie sê dit, maar ek kyk dit mis. Ek reken dit nie noemenswaardig. O ja, bietjie olie. Maar wat is dit? Wat is dit? Die Here se hand groot. Geliefdes, die derde waarheid is dat geloof dikwels gehoorsaamheid vra, hoor mooi, voordat ons die uitkoms sien. Weduwee moet eers die dinge doen en later die wonderwerk plaasvind. Sy het eers opgetree. Sy het eers nie verstaan self wat sy doen. En net so is ons ook in daardie opsig, ons wil eers sekerheid hê. Ons wil eers verstaan voor ons doen. Geloof beteken dikwels dat ons sal vertrou voordat ons selfs verstaan.
Vierde waarheid, so mooi, dit begin by God, en dit eindig ook by God. Nie by die mens nie. Nie so seer by hierdie weduwee as die groot voorbeeld vir ons om nou na te volg. God se sorg staan die hele tyd voor. Vierde waarheid wys iets van God se karakter. Dit is 'n God van oorvloed, van die keur van sy seëninge. My kruik loop oor. Soveel so tot daar nie meer houers oor is. Die kannetjie het ophou olie gee. Dat jy sou wil vra, goed, is daar nou nie tog 'n beperking nie? Die ding het ophou olie gee. Die beperking was in hoeveel houers sy kon kry. As daar meer houers was, het die Here meer olie gegee. Dis eers lees ons, toe al die houers vol is, dat die olie ophou. Daar is geen sinse beperking aan die keur van God se seëninge. Oorvloed. My kruik loop oor. Geliefdes, jy moet mooi hoor. Dit beteken nie dat ons as gelowiges nooit gaan swaar kry nie, of dat daar nooit finansiële probleme gaan wees. Hierdie verhaal is nie 'n belofte van maklike rykdom nie. Ongelukkig word hierdie verhaal gewoonlik daarvoor gebruik. Hierdie verhaal wil meer sê as die stoffelike. Dit sê ook in die stoffelike, veral die geestelike. God is getrou. God sorg. God sien jou nood. Waar ander miskyk, sien die Here raak. En ook vir ander mense waar jy miskyk, sien die Here raak. Dan hoor jy 'n verskeie oproep, moenie miskyk nie. Sorg. Kyk. Wees daar vir ander. Dit gaan nie net oor ander wat my nie raak sien. Middelpunt van hierdie verhaal is nie die mens nie, dis God. Geliefdes, miskien is dit die rede hoekom hierdie verhaal oor eeue heen mense so aangegryp het. Want dit vertel van oomblikke van leegte, maar ook oomblikke van volheid. En in leegheid weet die mens, ons weet wat leeg kry beteken. Oomblikke in jou lewe waar jy ook voel, die wêreld verwag en ek moet gee, my man of vrou, my kinders, my geliefdes, my werk, hierdie of daardie saak, verwag soveel dinge van my, my kruik is leeg, ek het niks om te gee. Mag jy beleef, selfs in jou leegte, en dit wat jy voel geldig is, die Here jou vul. Want dis waaroor hierdie verhaal gaan. Dat die Here ook jou kruik vul. My kruik loop oor, nie net vol maak nie. Oorloop. Voorsiening, God se teenwoordigheid, die Here se sorg. Geliefdes, hierdie verhaal is toe nou nie so ver van ons lewe soos ons dink. En mag ons terwyl ons dalk in welke stadium van hierdie verhaal in ons lewe wees, sien dat die Here wat sorg ook dit vir ons doen. Waar hierdie verhaal begin met verlies, met hartseer, met leegheid, waar dit eindig met volheid, met hoop, met versekering. Dit raak sien. As jy tans leeg voel of vol. Want God se genade beweeg. En God is die middelpunt daarvan, van die verhaal, mag dit ook so wees, dat God die middelpunt wees van jou lewensverhaal. Dit wat jy miskyk, staan altyd reg voor jou. Van leegheid na volheid,
Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan ook die seën van die Here. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle ten volle vervul word met die volheid